In ons gesels oor kweekpositiwiteit is vandag se tema hou fokus op die ewige. Pyn, teleurstelling, ongemak, 'n gevoel van mislukking en nog ander negatiewe emosies dwing ons fokus om kleiner te raak. Ons aandag word vasgevang daarin en dit is asof ons ingehok word deur ons eie gedagtes en deur daardie bepaalde fokus op die items soos genoem. Ons wil onmiddellike oplossings vind en fokus op wat ons kan sien, kan meet, kan beheer, maar ons voel half magteloos in daai situasie. En tog is daar 'n ander moontlikheid. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4 vers 18: Ons oog is nie op die sigbare gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Hierdie vers nooi ons om ons fokus te verskuif van die tydelike na die ewige, van die onmiddellike pyn na die groter betekenis. Wanneer jy byvoorbeeld deur 'n moeilike seisoen gaan, soos 'n gesondheidskrisis of finansiële druk, is dit maklik om vas te val in die sigbare bewyse van seer en van verlies. Maar 'n ewigheidsperspektief herinner jou daaraan dat God se werk so dikwels in die onsigbare gebeur. Dit gebeur in karaktervorming, in geloofsgroei, in die bou van veerkrag. Dit gebeur in die proses van leer hoe om hierdie moeilike seisoen te hanteer. Peterson se navorsing oor betekenissoeking bevestig hierdie geestelike waarheid. 'n Fokus op die ewige help ons om tydelike lyding te herraam en sin, oftewel betekenis daarin te vind. En dit bou veerkrag en bevorder geestelike as ook emosionele groei. Die punt is dus, kies om die groter prentjie te sien. Byvoorbeeld, kyk na jou uitdaging en herhaal dit deur te vra, wat kan God hiermee doen in die onsigbare? Of, hoe kan ek, of hierdie situasie, ander mense help om oor God te dink oor 'n aantal jare? En natuurlik moet die mense dink, dis maklik om hierdie skuif in perspektief te maak. Dis 'n voortdurende werk wat jy moet doen om die fokus op die ewige te behou. Genadiglik is die Heilige Gees ook teenwoordig om ons te help. Ons hoef net te vra. Leef geïnspireerd.